Hi, I'm Ariel Fernandez. I'm 19 years old and I'm from the States. I'm here in South Africa on a 9-month mission trip, and I just want to remind everyone that the Lord is always faithful. Jy is ingeskakel by Oasis FM radiostasie, die radiostasie wat vir jou lewende water bring, wat verkoop, vernuwe en dan natuurlik ook vir jou hoop gee. Nou ons gaan lekker saam kuier. Jy is ingeskakel by die program Eer aan God. Gabriel van Eden, jou gasheer, en saam met my in die ateljee vandag Eddie Albertyn. Eddie, vertel ons so ietsie van jou en natuurlik nou ons tema, 'n baie spesiale tema vandag. Ja, baie dankie vir die geleentheid, Gabriel. Lekker om hier te wees. Ek woon al so van 1990 af in die distrik of Kouga, eers in die Maasdorp, afgelope paar jaar in Jeffreys Bay, getroud met 3 dogters en 3 kleinkinders, en ja, ek wil sommer net 'n paar gedagtes deel oor Halftime vandag, wat baie na my hart lê. Ja, en Eddie, as jy net vir ons 'n bietjie kan vertel, hoe het Halftime ontstaan en hoe het dit deel van jou lewe geword? Man, Gabriel, dit het in 1995 het 'n ou met die naam Bob Buford in Texas, Amerika, 'n multimiljonair, wat sy hele lewe sukses nagejaag het, skielik begin ongemaklik raak met net die najaag van sukses. Hy het vir hom 'n mentor gekry in die persoon van 'n Pieter Drucker, wat vir hom toe gehelp het om waarde te begin soek of betekenis te begin soek in die lewe. En toe daar 'n krisis in sy lewe ontstaan, sy enigste erfgenaam, sy seun is op 23-jarige leeftyd in 'n swemongeluk oorlede. Maar die gevolg is, skielik het Bob Buford niks meer oorgehad om voor te lewe nie. Die seun aan wie hy alles sou oorgee, die seun wat sy erfgenaam sou wees, was nie meer daar gewees nie, en hy moes die vraag begin afvra, wat gaan ek doen vir die res van my lewe om betekenis, sin en betekenis te kry in die lewe. En dis maar waar Halftime ontstaan het. Bob Buford het toe 'n boek geskryf met die titel Halftime, subtitel From Success to Significance. Yes. En op daai stadium het hy maar net die boek gepubliseer. Vandag is daar, ek dink is oor die 600-700 000 al versprei wêreldwyd van die boek. Maar mense het geleidelik begin die vraag afvra, hoe kan ek hulp kry om ook te beweeg van 'n lewe van sukses na eerder 'n lewe van betekenis, en geleidelik het die beweging toe ontstaan, en nie net meer 'n boek nie, en Bob Buford het aanvanklik daaraan betrokke gewees tot hy oorlede is 'n paar jaar gelede, en vandag in 'n hele paar lande, Amerika waar dit begin het, maar ook Singapore, Australië, Swede, Suid-Afrika. Ek dink Suid-Afrika naas Amerika is die plek waar daar seker die meeste werk gedoen word in hierdie beweging. En dis maar, en ek het van 2009 af, voor dit het ek ook begin afvra, waar kan ek in die koninkryk betrokke raak? Ek was in 'n tipe beroep gewees waar mens op 'n redelike vroeë ouderdom vernoot word, en dan het jy skielik op 33-jarige leeftyd al jou mikpunte bereik. En dan het jy begin vra, maar wat meer? Is daar nie meer in die lewe nie? Is daar nie meer betekenis, alhoewel ek die Here lief gehad het en tot bekering gekom het op 'n vroeë ouderdom? Het dit maar alles net oor my gegaan en die sukses wat ek nagejaag het in die lewe, en waarde en betekenis gesoek in dit wat ek het, wat mense van my sê. En ek het begin vra, is daar nie meer nie? Maar die gevolg is, ek het hier in my vroeë 40er jare, het ek selfs tydelik my, 'n bietjie by die kerk begin betrokke raak en minder by my werksplek, en dit het nie heeltemal uitgewerk nie, totdat daar mense van Halftime in Amerika per toeval ons kerk besoek het en in Suid-Afrika besoek het, en ek skielik besef het binne 'n dag, dis eintlik waaroor dit gaan. Ek moet herfokus, ek moet tyd uitneem en begin vra,
wat is die goeie werke wat die Here vir my voorberei het in my lewe, en ek het hulp nodig om daai oorgang te maak van sukses af na 'n lewe van betekenis. En van 2009 af was ek onder andere Texas toe gewees om op die skouers te gaan probeer skuur met Halftime Amerika. Ja. En van daai tyd af het ons ook 'n maatskappy gestig in Suid-Afrika in 2009 waarby ek betrokke is sedert daai tyd met Halftime en die uitleef daarvan. Ja, ek hou van die term wat jy gebruik, die uitleef van Halftime, want 'n mens het hierdie ontmoeting, jy het, wil ek amper sê, skermutseling in jou lewe gehad, wat jy besef het, maar daar's meer vir my, en toe meer betrokke begin raak by die kerk, en toe besef maar, dit werk ook nie, en ek dink in Halftime en die funksionaliteit daarvan, kon jy in jou werksplek wel die koninkryk begin uitleef op 'n nuwe manier. Ja, Gabriel, dis 'n baie interessant vind. Is nogal 'n tendens omdat vrouens kinders grootmaak of geneig of meeste vrouens kinders grootmaak, lewe hulle reeds 'n lewe van betekenis. Hulle ploeg hulle tyd en hulle energie en hulle kinders in, of hulle nou voltyds of deeltyds in die werkplek betrokke is al dan nie. Terwyl mans is baie geneig om sukses na te jaag, en is goed en dis goeie edele motiewe wat mans baie keer najaag, maar baie kere probeer ons God net in die proses akkommodeer, en dis nie ons primêre fokus om regtig te leef en uit te leef wat hy in ons geplaas het nie. So. Ja. Ons twee sit nou as manne hier in gesels, maar hoe beleef jy die Halftime impak, die hele, kom ons noem dit nou maar, die Bob Bomford se hele benadering in dames en in vrouens se lewens? Wat beteken dit vir hulle? Nee, daar's nie werklik die een, daar's nie meer of minder impak. Ja, en ek moet ook dit dalk net aanvanklik reeds in perspektief stel. Halftime is suiwer 'n fase waarin ons mense gaan probeer help, of waarin onder andere iemand soos ek mense sal help om 'n oorgang te maak. Dit is nie 'n nuwe teologie nie, dis nie 'n nuwe bediening nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan eintlik om die tweede helfte van jou lewe voluit en suksesvol nie, met betekenis te lewe tot eer van God en sy koninkryk. Amen. So dit gaan eintlik glad nie oor die proses. En Halftime is gewoonlik 'n fase van plus minus 6 tot 12 maande wat ons ondervinding is. Maar dit gaan nie oor die Halftime proses nie, dit gaan eintlik oor die tweede helfte. En Halftime is suiwer die proses, en op die einde leef vrouens en mans
ewig goed indien hulle die boodskap kry, indien hulle luister na die stil stemmetjie van die Heilige Gees en hulle reageer daarop, dan lewe hulle beide ewe suksesvol en eweveel met betekenis in die tweede helfte van hulle lewe. So dis maar net wanneer halftime jou tref, of wanneer daar 'n geneigtheid is. Gewoonlik is dit 'n krisis, gewoonlik is dit, en daar's klassieke tekens wanneer 'n mens in halftime inbeweeg, en dit vrouens sal dalk net 'n bietjie anders daarop reageer, maar een is byvoorbeeld, jy's ontevrede met jou werk, jy's ontevrede met wat aangaan in jou werk, jy raak te veel betrokke in golf of wat 'n ander vorm van 'n tydverdryf wat jy ook al kan vind. Daar's verhoudinge word nogal nadelig beïnvloed. Jy kom al meer agter, sekere verhoudinge is nie meer so goed nie. Jy voel vasgevang in jou omstandighede. 'n Klomp goeters kan en in 'n hoë mate is jy onvergenoeg, of begin daar 'n onvergenoegdheid kom, en begin die vraag ontstaan, is dit regtig al waaroor die lewe gaan? Is dit regtig al om nou net my eie belange na te jaag? En ja, mooi kerkganger te wees, mooi betrokke te wees in 'n groep in die kerk, selfs in 'n bediening of wat betrokke te wees, maar eintlik in 'n sin die Here probeer gelukkig maak deur wat ons doen en beter te voel oor onsself. En dit is maar so, een of ander stadium gaan daar 'n Bob Buford, wat het met hom gebeur, hy het sy seun verloor. Enigste seun, enigste erfgenaam verloor. Ander mense mag dit 'n egskeiding wees, ander mense mag dit 'n hartaanval wees, ander mense mag dit maar net wees, sukses, het sy ek wil amper sê, die mooiheid en die aantreklikheid van sukses, het sy betekenis al hoe meer begin verloor. En dan begin ons vir onsself die vraag afvra, maar wat verder? Wat gaan ek vir die res van my lewe doen? Ja, ek dink ons jaag almal sukses na, veral as 'n mens nou wegtrek met jou loopbaan hier op 'n vroeë ouderdom in jou lewe. En dan skielik kom jy by 'n plek en jy besef, maar ek het nou sukses bereik, maar ek het nie vervulling nie, ek is onvergenoeg, en soos ons nou tereg gesê het, success to significance, ek het nie significance in my lewe nie, my lewe maak nie vir my sin nie, en nou begin die vrae ontstaan, en ek dink die ergste van alles is wanneer 'n kollega, of 'n vriend, of 'n broer, of net 'n familielid vir jou moet sê, nou waantoe is jy nou op pad met jou lewe? Jy weet, het jy al jou aftrede begin beplan, en jy weet daai hele storie van, jy kom sit op 'n klein plekkie by die see, en jy is nou maar rustig, en jy doen nou net wat jy wil doen wanneer jy wil, maar ons kry baie keer mense met wonderlike lewenservaring, wat dinge beleef het, en wat prakties nog nut het in die lewe, nie net oud en afgeleef is nie, maar werklik waar baie het om terug te sit in die gemeenskap, en dan veral ook in die koninkryk van God, waar daar soveel kosbare lesse geleer is oor 'n lewe. Ja, ek kan nie meer met jou saamstem nie. Ek dink net, nie net dink nie, ek weet ook dat dis 'n proses, en een of ander stadium is in 'n hoë mate sou die ideale eerste prys altyd wees om lank voor jy reeds by aftrede te kom, hierdie vrae te begin vra. As jy egter reeds aftrede bereik het, en jy is reeds gewoonlik 6 maande na 9 maande in aftrede en dit begin ook sy aantreklikheid verloor, en jy begin ook vra, gaan ek net vir die res van my lewe hierso, in die ou dae het ons gesê die burger lees, vandag is daar nie meer 'n burger om te lees nie, maar gaan jy net jou koerant lees op die internet of wat ook al, en 10:00 die oggend nie meer mooi weet wat jy met jouself gaan aanvang vir die res van die dag nie, en jy kan soveel keer per jaar reis, maar jy kan ook nie vir die res van jou lewe net op reis bly nie. Ek kom ook agter mense bo 65, vir al die mans wil nie meer reis nie, dis net die vrouens wat dan nog wil reis, en dan skep dit nog konflik ook. So, kortliks, selfs as jy reeds aftrede
bereik het. Dit gaan nie, die vraag is nie, en baie mense gaan vra ook, ek spring 'n bietjie rond, maar dit gaan nie net oor van sukses na 'n lewe van betekenis nie. Dit kan ook van mislukking na 'n lewe van betekenis wees. Dit kan ook van net watertrap na 'n lewe van betekenis gaan. Maar op die einde is die vraag nie hoe ons begin nie, die vraag is hoe ons gaan eindig. Gaan ons sterk eindig? Gaan ons regtig waar in die primêre skrifgedeelte wat ons in halftime gewoonlik gebruik is, maar Efesiërs 2 vers 10 in Engels stel dit vir my bietjie mooier. We are his workmanship created in Christ Jesus for good works that he is prepared in advance for us to walk in. In Afrikaans, ons is sy maaksels geskaap Jesus vir goeie werke wat hy vir ons voorberei het om in te wandel. En die vraag is, wat is daai goeie werke? Wat is die goeie werke wat die Here vir ons voorberei het en wat hy vir ons wil hê? Verskil van jou na my enigiemand anders. En elkeen van ons het sy eie unieke vaardighede, passies,
is, dan kan jy geld daarvoor doen. As jy iemand is wat baie tyd het tot jou beskikking omdat jy reeds afgetree is, dan kan jy tyd na die tafel bring. As jy uiters geestelik volwasse is, in min van ons, maar soms is daar mense wat regtig waar so 'n pad met die Here stap, dan is daar geestelike volwassenheid wat tafel toe gebring kan word. Maar as ons dan mense gehelp het oor 'n proses van plus minus 'n jaar, om al daai goeie saam te vat, dan gaan ons vir hulle probeer help om die vraag te beantwoord, maar wie is jy? Ja. Wie is ek? Wie is ek werklik in my kern? Hoe het die Here my geskaap? En ons gebruik baie keer die voorbeeld, as ek die ou dae Brighton Paul sit, ek altyd die voorbeeld gebruik, is bietjie verouderd, maar as ek byvoorbeeld 'n Cheslin Colby is, hy mag dalk 'n uitstekende stit wees, want hy doen nogal goeie, jy kan sien, hy doen gewigte en dies meer, hy mag dalk 'n uitstekende stit gewees het in Boegeberg se 3de span, maar ons sou die voordeel van hoe hy Andy Farrell geklop het in 'n wêreldbeker finaal, sou ons nooit gesien het, omdat hy iets probeer wees het wat hy nie werklik is nie. Net so sou jy nie Frans Malherbe op vleuel wil laat speel nie, hy is dalk groot en sterk en hy mag dalk oor 'n paar ander vleuels hardloop, maar hy het net nie die spoed nie, ergens gaan hom plat trek. So wat ons maar eintlik sê is, die Here het ons met unieke gawes, met die unieke talente geskape, net soos ons is. Die lewe het gebeur, ons het sekere pyne, wonde en dies meer opgedoen, ons het sekere sukses en belewennisse gehad, en die Here wil eintlik dit alles gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Maar dan wil ons jou help, of wil ons iemand in daai proses help om regtig uit te vind wie is hy in sy kern, en as 3, jy moet my stop, Gabriel, maar daar's 3 goed waarmee ons veral vir mense probeer help in 'n halftime proses, of in hierdie fase van ongeveer 'n jaar, dit hoef nie 'n jaar te wees nie, maar prakties kom dit neer op 'n jaar. Wie is jy in jou kern? Watse kapasiteit het jy, en in watse konteks kan jy betrokke raak? En as ons na jou kern kyk, dan gaan dit primêr oor wat is jou gawes, wat is jou talente, waaroor is jy passievol, en ons gaan vir jou probeer help om fisies neer te skryf, wat is jou missie in die lewe? Wat is die rede hoekom jy is wie jy is, en waar kan jy waarde toevoeg? So is baie belangrik, want ons glo ook 'n ander klas op 'n stadium in Amerika het hulle ook oor navorsing gedoen en hulle gevra, hoeveel van julle, ek dink dit was ook per toeval 'n MBA klas, hoeveel van julle het 'n geskrewe missiestelling? Eerstens het hulle gevra hoeveel het 'n missiestelling en hoeveel het 'n geskrewe een. Weer eens hoogs gedrewe, ek dink was Harvard of Yale of een van die groot besigheidskole in die wêreld. En 5% van die mense kon hand opsteek en sê ja, ons het 'n geskrewe missiestelling. Hulle het navorsing 20-25 jaar later op daai selfde groep gedoen. En toe het hulle besef dat 95% van die besittings en wealth, ek sukkel om die Afrikaanse woord daarvoor te kry, het gesetel in daai 5%. Nou, dis net 'n wêreldse term, dis net 'n wêreldse voorbeeld, maar op die einde wil ek die Engelse aanhaling gebruik, if you aiming at nothing, you sure to hit it. En ek dink dit is belangrik, daarom is dit vir ons in hierdie tyd wat ons tyd uitneem om by die Here uit te kom, belangrik om uit te vind wie is ek. Uit te vind wie is ek in my kern, en dan ook spesifiek neer te skryf, wat hoor ek by die Here is my missie in die lewe. As ek na my eie kyk, dan is dit om my gawes en talente te gebruik om ander mense te help, om hulle God gegewe doel en roeping te kry. En om dit dan uit te leef. So, dis vir my belangrik, dis hoekom ek vandag onder andere hier sit, dis hoekom hierdie onderwerp so na my hart is. Want my missie in die lewe is om ander mense te help om hulle missie te vind en dit dan uit te leef. So die eerste ding waarna ons mense mee help is wie is hulle in hulle kern. Tweede ding is, watse kapasiteit het jy? Nou, daar's 3 tipes kapasiteit, finansiële kapasiteit in terme van geld, maar ook geestelike kapasiteit. En as enige van daai 3 kort kom, die tyd kan dalk nog kort kom as ek baie geld het, dan kan ek net heeltyd saai.
as daar nie genoeg geld is nie, maar as genoeg tyd, dan kan ons ook nog wegkom, maar as daar nie geestelike kapasiteit is nie, dan moet ons eers werk aan geestelike groei. Dan moet ons eers daai ou help, of daai vrou help, om haar geestelike kapasiteit te verbreed, om te groei, om nie net meer sagte kos te eet nie, maar geleidelik goeie standhoudende kos vir 'n volwassene te eet, want eers as daar nie voldoende kapasiteit, geestelik geld en tyd is nie, moet ons ten minste probeer om te werk aan al 3 daai terreine om jou te help. En dan in die derde plek sal ons ook fokus gedurende hierdie hele proses, wat se konteks. Jy dalk 'n missie, die Here wil jou nou gebruik vir 'n spesifieke doel, uit goeie werke vir jou voorberei, jy weet presies waarheen hy jou wil neem, jy het die nodige kapasiteit ontwikkel, maar die vraag is in watter konteks. Nie almal van ons gaan noodwendig 'n organisasie begin nie almal van ons gaan noodwendig die leiding wil neem in 'n organisasie nie, maar baie mense het sekere talente om byvoorbeeld 'n wonderlike werknemer in 'n organisasie te wees. Ander mense, en wat se rol gaan jy speel? Gaan jy die 'n leidende rol speel? Gaan jy net 'n ondersteunende rol speel? En ook, wat is die konteks? Ons vind dat slegs maksimum 1 uit waarskynlik 20 mense wat halftime deurgaan, alles los en 'n sendeling word ergens in die wêreld. Dis gewoonlik uitsonderlik. Dan is daar 'n tweede groep mense wat gewoonlik ek wil nie sê gesplete persoonlikheid, ek gebruik dit net by gebrek aan beter verduideliking, ontwikkel om in die werkplek te bly, maar tyd dan te begin meer en meer, soos 'n deel van die week is jy in die werkplek, 'n deel van die week is jy nie in die werkplek en is jy meer besig met koninkrykswerk. Ek verstaan. Nie dat die werkplek nie ook 'n koninkrykswerkplek is nie. En dan is daar 'n derde groep wat sê, ek het die Here se stem gehoor, ek gaan presies bly waar ek is, maar ek gaan my fokus verander. So ek gaan gefokus raak op dit wat die Here my gelei het om in die werkplek, my bedieningsplek, en ek kyk onder andere na jou lewe, vir die laaste geval, ek kyk na my eie lewe, is meer die middelste geval, wat ek gedeeltelik deur die jare nog steeds in 'n praktyk finansiële versorging kry uit my betrokkenheid uit professionele werk, maar aan die ander kant al hoe meer, en soos wat ek ouer word, skuif dit al hoe meer weg van die werksplek of die tradisionele werksplek en 'n bron van inkomste af, na al hoe meer na amper voltydse betrokke raak in dit wat die Here mee besig is in my lewe. Dis so leersaam om jou hart te hoor, Eddie, en net te besef dat die Here maak elkeen van ons eerstens om met hom 'n verhouding te kan hê en om hom lief te hê. Jy weet, iemand het nou eendag gesê, jy neem nie net Jesus as jou verlosser aan om die hel te mis en in die hemel te beland nie, maar vanuit jy tot redding gekom het, vanuit jou denke vernuwe is deur die ingeplante woord van God, hoe leef jy vanuit jou liefdesverhouding met Vader om nou skielik 'n nuwe funksionaliteit te ontdek en net te besef, maar die gawes en talente wat Vader vir my gegee het, is nie net om sukses na te jaag en te bereik in my lewe nie, maar hy het vir my die gawes gegee om sy koninkryk uit te brei, presies waar ek is in my werksplek, of dan soos wat jy nou sê, soos wat halftime oor jou pad gekom het. Wat beteken dit vir ander mense die oomblik as jy hierdie passie wat God in jou hart geplant het, te begin uitleef tot eer en verheerliking van sy groot naam. En so word die koninkryk gevestig, klein treetjie op 'n slag, en selfs, ek dink sommer nou terug ook aan iemand wat nou byvoorbeeld halftime bereik het, maar dit was 'n nagmerrie. Hy het sy huis verloor, hy het sy vrou verloor, hy het 'n klein plekkie wat hy huur by iemand anders, hy het nie eintlik 'n inkomste nie, maar dalk is dit ook 'n plek waar hy kan wakker skrik en net besef, hey, my lewe is nie oor nie, laat ek leef tot eer van my Here. Ja, Gabriel, ek sal die hele konsep van genade is vir my ontsettend belangrik. Wanneer ons tot bekering kom, dan mis ons hel, soos jy dit sê. Maar wat dan verder? Yes. En dis waar genade ingeskop het. Ek is gered uit genade uit, maar
as ek dan gered is, dan wil ek as gevolg van wat Jesus Christus vir my in die kruis gedoen het, wil ek 'n lewe van impak en betekenis lewe tot eer van sy naam. Ja. So dit raak my dryfkrag nie om die hel te vermy nie. So ek probeer nie deur my werke die hel te vermy nie, want daai genade was onherroepelik geweest. Dit was aan my gegee deur Jesus Christus se kruisdood. Maar ten spyte daarvan dat ek dit weet in my hart en my verstandsdimensie, is ons nog steeds geneig om ons waarde te probeer vind in dit wat ons doen. Selfs dit wat ons vir die Here doen. Selfs my betrokkenheid wat ek het in byvoorbeeld 'n beweging soos Halftime, sal ek baie keer myself tot stilstand moet bring en vir myself die vraag afvra, speel jy nou vir die paviljoen? Speel jy vir aanvaarding? Speel jy vir mense wat vir jou goedkeuring moet gee? Of gaan dit oor die uitleef van wat Jesus Christus reeds vir jou in die kruis gegee het? So, ons fokus ook in hierdie hele Halftime reis, is dit vir ons geweldig belangrik om op 2 vlakke te fokus. Die hartsdimensie, maar ook die verstandsdimensie. So, ons sal baie oefeninge vir mense laat doen, asof hulle help om 'n klomp goeters insig te ontwikkel, maar ons wil ook met die hart werk. Ons wil ook hê dat daar geestelike groei plaasvind in hierdie hele Halftime reis wat plaasvind. Want slegs op daai manier gaan daar 'n volkome, ek moet geestelik groei in hierdie hele Halftime proses en met die fokus op die tweede helfte se sin en betekenis. Ja, terug te kom na jou vraag toe, as jy by die tweede vrou is, dit gaan sleg, jy is deur Halftime, maar dinge het nie uitgewerk nie. Dit gaan nie oor waar jy nou is nie, dit gaan oor waar jy gaan eindig. En daarom, die Here het goeie werke vir jou voorberei. Dit mag dalk anders lyk as die goeie werke wat jy, en jy mag dalk dit laat ontspore deur jou dade en dit wat jy verkeerd gedoen het. Maar die Here se genade is groot genoeg. Hy het vir jou gesterf, en as daar ware opregte berou en vergifnis is in die proses, dan sal niks wat jou ook verhoed om tot stilstand te kom en vra, my Vader en my God, wat verder? Waarheen is U met my op pad en hoe kan ek betrokke raak om regtig uit te leef dit wat U in genade vir my gegee het? En wat ek nou reeds het, hoe gaan ek dit uitleef in 'n lewe van sin en betekenis, lewe in ander mense se lewens? Ja, wat ek geleer het van Halftime is hierdie wat jy 'n vormpie kry en jy moet eerlik gaan neerskryf, dat 'n mens net op 'n punt in jou lewe kom wat jy nou 'n vraag kry, daar word 'n vraag aan jou gestel en jy word gekonfronteer met die realiteit en jy moet dit gaan neerskryf en dit laat 'n mens dink. En wat ek hou van Halftime, dit is amper soos 'n keerpunt of 'n draaipunt in jou lewe, wat jy net op 'n punt in jou lewe kom besef, hier moet nou iets gebeur. En 'n mens moet aksie neem, en is vir my baie keer, dit help nie, jy kry die insig, en jy verstaan, hier's nou 'n situasie nie, maar wat 'n aksie neem jy? En dis hoekom die betrokkenheid van, ons het vandag luisteraars, wat dalk na die program luister, en net sê, goed, ek hoor nou iets, hier's nou 'n ding wat my hart aanraak, wat is die volgende stap wat so 'n persoon moet neem? Hy het nou iets gehoor vandag, hy besef hier is 'n geleentheid, en nie net vir hom nie, maar wat 'n voordeel het dit vir ander rondom hom, as hy vandag hoor en besluit, ek gaan aksie neem. Ja, Gabriel, om terug te kom na, wanneer jy goeders moet neerskryf, een van die oefeninge wat ons byvoorbeeld redelik vroeg in hierdie reis met mense deurgaan, is 'n sogenaamde foundation assessment, wat ons vir mense vra, skryf net vir ons deur in jou binnewêreld, hoe gaan dit geestelik met jou? Geef vir jouself 'n punt van 1 tot 10. Hoe gaan dit met jou fisiese gesondheid? Skryf net vir ons neer, as jy op 'n 1 tot 10, as jy veral as mens ouer word, dan is dit nie meer so maklik om die liggaam goed na om te sien nie. Maar ons vra 'n klomp vrae oor, en dan ook, wat is jou impak in die samelewing? En dan is ons versoek ook aan jou om 'n jaar van nou, of as jy klaar deur hierdie reis gegaan het, om nog steeds ten minste eenmaal 'n jaar vir jouself onder oë te gaan neem, jouself te beoordeel, eerlik te wees met jouself en te vra,
waar is ek? En wat het verander? Het ek gegroei? As ek byvoorbeeld vir myself mikpunte gestel het, dat dit nie nuwejaarsvoornemens is om geestelik te groei nie, maar dat ek regtig 'n jaar later kan sê, ek het in intimiteit met my Vader en my God toegeneem. Ek het Jesus en die Heilige Gees beter leer ken in hierdie jaar. Of as ek 'n fisiese mikpunt stel, of ek het gestel, sê ek wil meer tyd met my gesin spandeer, dan het ek dit werklik gedoen, want 'n jaar van nou af moet ek daai vraag gaan afvra. Ek het nou jou volgende vraag eintlik nou het ek myself vasgepraat. Kom net weer terug na jou vraag toe. Nee, wat ek maar net ek gaan nou die gesprek bietjie in 'n ander rigting vat. Jy doen nou ons praat van 'n jaarperiode wat jy uit moet sit vir die halftime proses. Ek wil dit nou nie 'n kursus noem nie, maar kom ons noem dit 'n lewensreis van 'n jaar wat jy nou vir halftime. Wat is die impak wat kursusgangers wat saam met jou die kursus doen nou? Ons kom baie keer op 'n punt wat jy vir jouself moet afvra en tot 'n realiteit moet kom, maar ek kry net hierdie gevoel dat as ek nou saam met 10 of 8 of 9 mense die halftime reis doen, is daar iemand wat langs my wat kan sit en vir my kan sê, hoorie, ek het jou nou oor die laaste paar maande leer ken. Ek wil net vir jou sê, hier sien ek iets raak in jou lewe, omdat ek regtig omgee en ek het die belewenis in my eie hart gehad, dis goeders wat ek moes mee gekonfronteer word, maar ek sien dit ook in jou lewe, en dan op so 'n manier 'n bietjie hande vat en mekaar kan ondersteun in hierdie hele reis van halftime. Ja, dankie Gabriel, my geheue is weer verfris. Ek dink daar's 2 primêre strome in die halftime beweging. Die een is 1-tot-1 mentoring wat kan plaasvind, gewoonlik oor die internet, as dit nie prakties is in 'n as dit nou as die fasiliteerder soos in jou geval, Ja, met 'n fasiliteerder, dit sal 1-tot-1 wees en is baie keer weens omstandighede of afstande is dit prakties nie. Dis nie die aanbevole, of ek sou dit nie maklik aanbeveel nie. Dis die een, en die ander opsie is gewoonlik 'n forum, dat mens saam met ander mense, gewoonlik 'n groep van minimum 5, maksimum 8, dis maar net uit 'n groep se werk dinamika, wat nie minder as 5 of meer as 8 wil wees nie, dat mens saam met 'n fasiliteerder, soos iemand soos byvoorbeeld myself, vir 'n jaar lank gewoonlik 1 sessie van 'n voldag sessie te hê en daarna 1 keer 'n maand te ontmoet vir plus minus 2 tot 4 ure, afhangende van die grootte van die groep, en dan die pad te stap. En ja, jy's heeltemal korrek, die ideaal is definitief om in 'n groepskonteks, want daar word bietjie geskaaf aan mekaar, daar word insette gegee, mense sien dinge in jou raak wat jy nie die objektiviteit het om altyd raak te sien. Soms het jy maar net 'n woord van bemoediging nodig, soms is dit maar net nodig vir iemand om saam met jou te bid en te sê, hoorie, ek het jou dit hoor sê, ek wil jou maar net bemoedig, of ek wil dalk is daar 'n profetiese woord wat opkom in die hele proses. Maar op die einde is dit vir ons ondervinding in halftime as 'n beweging wêreldwyd, dat jou eerste prys sou maar altyd wees om met 'n groepsverband die reis saam te stap, en baie keer vriende en ondersteuningssisteme te skep, ook met die oog op die toekoms. Want baie keer een van die goed wat ons byvoorbeeld graag sou wou hê, is dat jy ook 'n ondersteuningsraamwerk in die proses, beide uit 'n verantwoordbaarheidsoogpunt, dat jy verantwoordbaar bly teenoor ander mense, sal ons verwys daarna 'n board of directors, dat jy sal sorg dat jy die regte mense om jou tafel het, wat kan inspreek en by wie jy inspraak kan gaan vra of bemoediging kan gee, of bemoediging kan ontvang. So, ten alle koste, ek sou dit uit aanbeveel jou om dan terug te kom na jou oorspronklike vraag, wat doen mens dan verder? Gewoonlik die beste sal maar wees, en daar sal seker 'n geleentheid wees dat ek later net my telefoonnommer of selfoonnommer vir julle gee. Indien die Here met julle praat, kom woon 'n inligtingsessie by. Gewoonlik begin ons met 'n inligtingsessie wat ons net meer inligting vir mense gee.
En uit die inligtingssessie vloei dan gewoonlik mense wat hand opsteek op daai stadium waar die Heilige Gees mee praat, sal daar gewoonlik dan 'n groep wees wat sê ja, ons wil graag deel word van 'n forum, ons verwys daarna as 'n forum, 'n halftime forum, en dan begin ons met die proses wat plus minus 10 maande duur. Okay, so plus minus 10 maande en is daar enige in ons Kouga area, is daar as ons nou mense het wat nou inluister na Oasis FM en net luister en voel maar yes, ek wil hier betrokke raak, is dit iets wat plaaslik aangebied word? Ja, nee, ons op die oomblik is ons besig met 2 groepe in die NG Kerk en is ons met 2 forums besig. Ons begin hierdie komende Saterdag in Victory met 'n forum. Maar ongelukkig dit is reeds vol forums of dis al forums wat al aan die gang is, so mense sal nie daarbey kan aansluit nie. Maar met die grootste liefde, ek is hier so in die omdat ek plaaslik is dit baie maklik vir my en ek het met die Here se genade kapasiteit om in terme van tyd om mense te help op daai roete of op die reis. Eddie, gestel ons het iemand van Kaapstad of van Durban of Johannesburg wat nou ook luister na hierdie, hoe kan so 'n persoon, is halftime beskikbaar reg oor Suid-Afrika? Ja, ek wil hom nou nie sê reg oor Suid-Afrika nie, maar met sekerheid kan ek sê in Kaapstad is daar verskeie halftime forums op die oomblik aan die gang. Ek weet in Durban omgewing is daar ten minste 3 op die oomblik aan die gang en daar is meer as 1 opgeleide fasiliteerder beskikbaar. Pretoria, Johannesburg is al meer as 1 fasiliteerders beskikbaar. Bloemfontein is daar. Dit gaan dalk net nie so, ek gaan dalk nie noodwendig in Bethlehem in die Vrystaat vir jou iemand of op Koekenaap in die Kaap nie, gaan ek noodwendig iemand, maar dan is daar ook daarom gelukkig nog 'n derde alternatief wat eintlik maar soortgelyk is aan 'n forum idee, wat dan oor die internet, as dit regtig afstand 'n faktor is, dan sal mense, dis net 'n bietjie 'n kleiner groep, gewoonlik so 4 na 5 mense wat dan oor Zoom of oor wat ook al die ander opsies is, forum sal bywoon en is bietjie korter forums. Dit klink vir my as ek so na Oasis FM se slagpreek, ons bring lewende water, ons bring hoop, en ek dink dit is iets wat halftime kan bring. Dit kan regtig weer vir mense hoop bring, dit kan lewende water bring, dit kan mense net weer die volgende seisoen in hulle lewe met ywer en entoesiasme laat uitleef. En weet jy wat vir my oulik is van halftime, mense wat dit ontdek en uitleef, het 'n geweldige impak op almal rondom hulle. Dis nou familiegewys, die omgewing, selfs in die kerk kan jy altyd sien, maar hier is iemand wat iets anders beet het. Eddie, ons is besig om aan die einde van ons program te kom. As jy maar net weer eens net jou besonderhede vir ons kan gee, jou kontaknommer, en dan kan ons vir mense die geleentheid gee om jou te kontak en dan te reël vir 'n volgende forum of wanneer daar weer 'n inligtingssessie is, mense bymekaar te kan bring en te kan sê, luister, ek het hierdie nodig in my lewe. Ja, baie dankie Gabriel. Nee, enige tyd my selfoonnommer 083 611 3686. Ek herhaal 083 611 3686 en my e-posadres is Eddie, EDDIE, die Afrikaanse Eddie, at cwmalan.co.za. En self in 'n Oos-Kaap, Suid-Kaap konteks sal ek persoonlik moet graagte, ek het al in Pretoria 2 groepe aangebied op 'n stadium, maar gewoonlik is dit praktischer om eerder iemand plaaslik te kry in daai konteks, maar ek kan baie maklik reis en omdat dit my omdat dit is waaroor ek passievol is, is ek bereid om agteroor te leun om enigiemand te help om op die reis te kom. En aan die ander kant, weer eens wil ek beklemtoon, dit gaan nie oor die reis nie. Die reis is maar net om jou by die tweede helfte uit te kry. Is om jou te kry by 'n lewe van betekenis, 'n lewe van sin en betekenis. Want mag ek dalk afsluit, ek dink die prys is so hoog op hierdie stadium van waar ons is in ons lewens, dat
Ja, in die gemors waarin ons land sit, die gemors waarin die wêreld sit, die gebrek aan God en sy koninkryk, en as mense nie opstaan wat spesifiek in 'n leierskapsposisie is nie, wat die vermoë het om leiding te gee nie, en dit is gewoonlik mense wat reeds in hulle tweede helfte van hulle lewe is. As ons as Christene nie werklik opstaan en uitleef dit wat Christus Jesus vir ons gedoen het in die sin en betekenis wat hy vir ons gee nie, dan gaan ons nooit hierdie wêreld omkeer tot eer en verheerliking van God en sy koninkryk nie. So, dit klink dalk net na 'n program, dis alles behalwe 'n program. Die doel is om jou en vir my betrokke te kry om werklik waar uit te leef wat God op sy hart het vir hom en sy koninkryk. Ja, dit gaan oor verhoudinge, dit gaan oor hande vat, en dit gaan oor toerusting, en sodat jy toegerus kan word om God se droom vir jou lewe te kan uitleef. Eddie, as jy vir ons kan afsluit in 'n kort gebed, sal ek dit baie waardeer. Dankie, Gabriel. Vader, baie dankie. Dankie dat U ons Vader en ons God is. Dankie dat U Seun na die aarde toe gestuur het om die verhouding met U as ons hemelse Vader te herstel en ons in staat te stel om in 'n lewende verhouding met U te staan. Maar dankie dat U ons nie net wou red van die dood nie. U wou ook 'n lewende verhouding met ons gehad het, en U wil ook graag hê dat ons hierdie lewende verhouding sal uitbou en uitleef in ons lewe, in ons omgang met mense, in ons omgang met die wêreld. En daarom bid ons dat die goeie werke wat U vir een en elkeen van ons voorberei het, U ons oë deur die Heilige Gees daarvoor sal open en vir ons daarin betrokke sal kry, vir ons sal dit soek en laat sal herbesin oor wat U vir ons in gedagte het, en dat ons U stem sal hoor en dan daarop sal reageer. Ons bid dit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Amen, baie dankie Eddie, dit was nou 'n aangename program, alles wat mooi is, in voorspoed vir halftime hier in Suid-Afrika en wêreldwyd. Dankie, Gabriel.